Vriende, baie welkom in God se biblioteek. Vandag kyk ons na die boek van Rut. As 'n mens net eers die storie bietjie wil vertel, dan gaan dit oor 'n man en 'n vrou met die naam van Elimelech en sy vrou Naomi. En hulle het 2 seuns. En as gevolg van die hongersnood wat in Israel is, beweeg hulle dan na Moab toe. En wanneer hulle in Moab kom, dan trou hierdie 2 seuns met 2 Moabitiese dogters. En hulle name is Orpa en Rut. En skielik sterf hierdie man en sy 2 seuns. En Naomi is 'n weduwee. En dan gebeur dit dat sy vir haar 2 skoondogters sê dat sy wil teruggaan na Bethlehem toe en hulle kan kies wat hulle wil maak. Nou Orpa sê sy gaan bly daar in Moab, maar Rut sê toe sy gaan saam met haar ma. Wanneer sy in Bethlehem kom, dan ontmoet sy vir Boas en hulle trou en hulle het 'n seentjie en sy naam is Obed en dit is Dawid se oupa. Nou as 'n mens vra wie skryf die boek, dan weet ons nie wie die skrywer is nie, maar is 'n pragtige kort verhaal ook. As ons vra waaroor gaan hierdie boek, dan gaan dit oor die feit dat 'n nie-Joodse vrou met die naam van Rut, dat sy eintlik die koningsmoeder van die koningshuis word van Israel. As ons vra wanneer gebeur hierdie gebeure, of wanneer is die boek geskrywe, dan is dit so 1100 voor Christus wat dit geskryf is. As ons vra waar vind hierdie gebeure plaas, dan is dit natuurlik in Moab en ook in Bethlehem waar dit plaasvind. Die vraag is, hoekom is dit geskryf? Dan wil dit vir ons wys dat Dawid se voorgeslag het dan nie Joodse bloed. Met ander woorde, en dit impliseer dat Jesus se voorgeslag het ook nie Joodse bloed gehad. As ons vra, wat is dan belangrik hierin, dan vind ons dat daar 3 goed vir ons gewys word. En in die eerste plek is dit dat God het plek vir weduwees. God het plek vir vreemdelinge. En in die derde plek, God het ook plek vir armes. En dis so dat Rut het al hierdie 3 dinge gehad. Sy was 'n vreemdeling, sy was arm gewees en sy was ook 'n weduwee gewees. As ons vra, wat is die grootste toneel? Dan is dit baie interessant, want wanneer Rut vir Boas ontmoet, dan gaan sy en dan kruip sy by sy bed in, en dan vra sy vir hom of hy haar losser sal wees. Want in daardie dae was dit die gebruik gewees, dat 'n weduwee sou vra vir haar oorlede man se broers, of 'n familielid om met haar te trou. Anders het hulle op die straat beland, en dan het hulle niemand gehad om vir hulle te sorg nie. En toe vra sy vir Boas, of hy haar losser sal wees. Dis wat die mense het genoem het daardie tyd. En in hoofstuk 3 vers 1, dan sê Boas, of hoofstuk 3 vers 11, sê Boas, hy sê, en ek sal doen wat jy vra. Wat 'n wonderlike antwoord vir haar op haar vraag of hy na haar sal kyk. Nou as ons vra, wat is die bekendste vers in hierdie boek, dan is dit hoofstuk 1 vers 16. Daar waar Naomi vir haar 2 dogters sê, hulle moet kies of hulle wil bly of nie, en dan sê Orpa, sy wil bly in Moab, maar Rut sê, waar u gaan, daar sal ek gaan. En waar u bly, daar sal ek bly. En u volk is my volk, en u God is my God. Kom ons doen so 'n gebed saam. Here, baie dankie, dat soos wat u voor Rut uitgegaan het, dat u voor ons elkeen ook uitgaan. Al is die pad soms onseker.